Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Die tema van vanoggend se woord is glo om te kan sien. En ons word die vraag gevra vanoggend, weet mense om jou meer hoe dit met jou gaan as wat die Here weet? Het jy meer tyd in hierdie week daarin spandeer, in die naweek wat verby is, om vir mense jou storie te vertel, as om jou storie vir die Here te vertel? Of het jy meer tyd spandeer aan dit, om jou beter te laat voel, of in die Here se teenwoordigheid? Maria en Martha kon nie verstaan wat Jesus besig is om te doen nie. Here, as U hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar hulle gedagtes het gemaal met die denke, ons verstaan nie, hoekom het U so lank gewag om te kom nie, en hoekom moes dit so ver gegaan het, dat ons soveel hartseer moet verduur. Nou kom U, en Lazarus, ons broer, is dan alreeds 4 dae dood. En Jesus antwoord hulle, julle verstaan nie, maar ek sê vir julle, as julle glo, sal julle sien. Dink jy Abraham kon verstaan, toe God van hom vra, gaan offer jou enigste seun Isak, maar toe hy in dit is, in daardie oomblik van gehoorsaamheid, wat so moeilik was, het hy God se heerlikheid gesien. Kon Josef verstaan het, dat toe hy geglo het wat God hom in 'n droom wys, dat dit net omgekeer sou word, en dat hy eers in 'n put gegooi sou word, en waar sy broers bo hom uitgetroon het. Het Jakob dit verstaan, hoekom sy lieflingsseun se bebloede kleed in sy hande gedruk is, as hy belofte gehad het van vader Abraham se voorspoed, tot Josef teruggekom het in al God se heerlikheid, toe eers kon Jakob verstaan. In hierdie tye, deur die jaar, het jy ook al seker gesê, ek verstaan nie. Ek het gedink, dit gaan eerder so of so wees, en dat ek lankal die antwoord op hierdie gebed sou kry. Weet, net jy hoef nie God se wee te verstaan nie. Hy vra dit nie van ons om dit te verstaan nie. Hy vra net vir ons om te glo. Jy verwag ook nie van jou kinders om alles te verstaan wat jy besig is om vir hulle te doen nie, want hulle is net kinders. Eintlik is jou verwagting maar net van hulle kant af. Trust me. Vir jou wil ek sê, hou aan bid en hou aan glo. Jy sal die heerlikheid van God sien, wat jy nou nie verstaan nie. Hou opwagtend wees, op hoe jy dink dit gaan wees, maar glo, dat jy sy heerlikheid gaan sien. Dan kan die seisoen maar sy pad loop. 4 dae dalk te laat, het dit vir Martha en Maria gevoel. Maar hy wie ewig is, sal op die regte tyd opdaag. Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. Johannes 11 vers 40. Met kommunion in jou hande, is dit vir jou genoeg bewyse, dat waarna jy kyk, en waarvoor jy bid, jy dit kan glo. Here Jesus, baie dankie dat ons vanoggend U bloed kan drink. Here, soos wat ons dit inneem, dat dit tot in ons binneste kom, dink ons daaraan, wat U vir ons aan daardie kruis gesê, dit is volbring. Here, ons bid, dat die krag wat in U bloed is, ons sal bring by die plek van vryheid, waar daar nie meer kwade gevoelens en emosies in ons is nie, en waar ons ook weet, Here, dat regtig glo, ons is vry voor U. Jesus, baie dankie ook, dat U weet van elke wond wat binnekant ons is, en dat ons kan vra, Here, dat U asseblief deur U wonde ons by genesing sal uitbring. Amen.